Goeiemôre gemeente. Baie welkom volgens die erediens. Mag jy beleef dat jy hier is omdat die Here jou hier wil hê met 'n spesifieke doel, en mag hy deur sy genade gee dat die rol wat ek dan in hierdie doel moet speel, ek gespeel sal kry, omdat sy gees my daartoe sal lei, en dat elkeen van ons sal hoor soos wat die Here wil hê ons moet hoor. Kom ons word stil voor die Here. Here, U is ons herder, en ons kom niks kort nie. U laat ons rus in groen weivelde, U bring ons by waters waar daar vrede is. U gee ons nuwe krag. U lei ons op die regte paaie tot die eer van U naam. Amen. Broers en susters, ek groet jou dan in die naam van jou herder, die een wat sê hy sal jou oppas. Hy is God die Vader wat alles gemaak het. Hy wat sy seun gegee het, sodat ek en jy kan leef, en hy wat sy Heilige Gees gegee het, om jou en my te lei. Hierdie God het jou baie, baie lief. Mag jy dit so ervaar. Broers en susters, as ons in die kerk by mekaar is, en dit sal sekerlik net na die preek ook hopelik duidelik wees, dan is ons hier om te sê, Here, wat sê U? Daar's nie 'n ander rede nie. Jy het tog nou regtig nie vanmôre kom oor jy lanklaas 'n mooi bleskop man gesien het nie. So, dit kan nie wees hoekom jy hier is nie. Ons is hier om te kom sê, Here, kom praat met ons. Mag dit so wees dat die Here met ons praat, en mag dit so wees dat wanneer ons hierdie lied sing, ons regtig bedoel, Here, kom leer ons maar. As ons dan vra, Here, kom leer my, dan wil die Here ons volgend leer uit sy woord uit 1 Samuel 3. 1 Samuel 3, terwyl jy soek net so vinnig 'n bietjie iets oor Samuel, die verhaal van Samuel begin, daar waar sy ma Hanna lei onder hierdie ander vrou van haar man Elkana, en dan kom sy by die tempel en dan sê sy, Here, maar hulle spot met my oor ek nie kinders het nie, en dan huil sy, en dan kyk hierdie priester daar so, dan sê hy, genigtig vrou, jy's heeltemal dronk, en dan sê sy, nee, ek's nie dronk nie, ek's net verskriklik hartseer, en dan vertel sy vir hom van hierdie behoefte van haar hart, en hoe sy vir die Here vra vir 'n kind, en dan gee die Here vir haar die kind, en dan is hierdie kind jong Samuel, klein Samueltjie, en dan word Samuel in die tempel groot. Toe hy groot genoeg is, vat sy ma hom tempel toe, en dan word hy in die tempel groot. En hierdie gedeelte wat ons vandag gaan lees, is die eerste openbaring aan Samuel, die eerste keer wat Samuel die Here hoor praat met hom. Maar voordat ons die Here met ons hoor praat, kom ons vra vir hom dat hy ons sal lei in ons luister, sodat ons reg sal hoor. Kom ons sit net so, dan bid ons saam. Hemelvader, ek het nog self nooit potte gemaak nie. Maar in ons lied het ons gesing en die beeld gebruik van dat U ons moet vorm, ons moet maak, net soos wat U ons wil hê. Net ek al gehoor, Here, dat baie keer gooi mense 'n klomp klei uit as hulle met hierdie potte sukkel. Dankie dat U ons nie uitgooi nie. Dankie dat U aanhou probeer, dat U aanhou besig bly met ons. En Here, ek dink party van ons is seker so geheg aan ons klei wees, dat ons nie potte wil wees nie. Dat ons dalk weerstand bied teen pot wees. En ons wil vra dat U deur die Gees hierdie weerstand sal kom afbreek, sal kom minder maak. Want as ons mooi en rustig daarna kyk, dan besef ons dat dit baie beter is om 'n pot vir die Here te wees as 'n klei in die vlei. Kom vorm ons, Here, ook deur die woord. Kom vat alles weg wat nie lyk soos dit wat U wil hê ons moet lyk nie. Kom maak jou skerp kante glad, omdat skerp en seermaak nie by U kinders pas nie, omdat dit nie by U pas nie. As ons nou U woord hoor, Here, gee dat ons dit hoor soos wat U dit gehoor wil hê. As ek die woord verkondig, gee dat dit sal wees presies dit wat U self gesê wil hê. Want daarin lê ons vorming. Daarin lê die moontlikheid om te wees wat U wil hê ons moet wees. Kom praat vanoggend met ons, Here, want ons het nodig om na U te luister. Amen. 1 Samuel 3, ons gaan daar van die eerste vers af lees. Die seun Samuel het die Here gedien onder toesig van Eli,
Die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor, daar was nie dikwels openbarings nie. Eli se oë het al swak begin word, hy kon nie meer goed sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lamp van God het nog helder gebrand. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. Toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het weer na Samuel geroep en hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie, gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Die Here het Samuel toe 'n derde keer geroep en hy het opgestaan en na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe besef Eli dat die Here die seun geroep het. En Eli sê vir Samuel, gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy praat Here, u dienaar luister. Samuel het toe gegaan en op sy slaapplek gaan lê. Die Here het gekom en gaan staan en soos die vorige kere geroep, Samuel, Samuel. En Samuel sê, praat Here, u dienaar luister. Die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, se 2 ore sal laat tyd. Op daardie dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het, van begin tot eind. Ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek met 'n eed aangaande die familie van Eli. Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur dieroffer of graanoffer versoen word nie. Daarna het Samuel gaan lê tot die oggend en toe die deure van die huis van die Here oopgemaak. Hy was bang om die openbaring aan Eli te gaan vertel. Maar Eli het vir Samuel geroep en gesê, Samuel, my seun, hy het gesê, ek kom. Eli sê toe, wat het die Here met jou gepraat? Moenie iets vir my wegsteek nie, want God sal jou met die dood straf as jy iets van wat hy aan jou bekend gemaak het vir my wegsteek. Toe vertel Samuel hom alles, hy het niks weggesteek nie, en Eli het gesê, hy is die Here, laat hom doen soos hy wil. Samuel het groot geword, die Here was by hom en het nie een van Samuel se woorde onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Ons lees tot sover. Broers en susters, in die dae van Eli was dit in die geskiedenis nogal donker dae vir Israel gewees. Daar was geen gevestigde regering gewees nie, daar was die oudstes het maar so 'n bietjie hulle gewig rondgegooi, maar daar was nie regtig 'n regering wat gesê het, ons doen soos wat die Here vir ons gesê het nie. Anargie het die mense blootgestel aan die aanslag van die vyande, kort die vyande van die Filistyne sekerlik maar altyd die belangrikste vyand van die Israeliete was. Kort het hierdie ouens hulle aangeval en hulle geroof en gemoor. En dan natuurlik die ander ding is die afgodsdiens van die tyd, het die volk beroof van die belangrikste anker wat hulle ooit gehad het. Hulle was so besig met hierdie dinge van die wêreld dat hulle nooit van God of na God geluister het nie. Het is interessant as hier staan in vers 1, die woord van die Here is in daardie tyd min gehoor. Ek gaan lees toe terug om te kyk, genigtig, wou die Here nie met hulle praat nie, wat gaan aan? En dan lees 'n mens daar dat die Here wel met die volk gepraat het, maar die volk dit nie daarna geluister het nie. Die Here het persoonlik met Eli gepraat en al hierdie dinge wat hy vir Samuel gesê het hy eers vir Eli vertel. Die Here is nie vreeslik onbillik as hy hier op Samuel toesak en vir hom sê, gaan sê vir Eli, ek gaan vir hulle moeilikheid gee nie. Die Here het hierdie goed reeds met Eli uitgemaak. Maar Eli het nie geluister daarna nie. Eli het die woord van die Here gehoor, maar dit nie ter harte geneem nie. Eli het die woord van die Here gehoor, maar niks daaraan gedoen nie. En dan uit die aard van die saak, nie net Eli nie, maar ook die res van die volk. Jy sien, in hierdie dae het Eli en hierdie 2 roekelose seuns van hom die tempeldiens aan die gang gehou. Hulle het al die ou tradisies uitgevoer en hulle het so half deur die drills gegaan, want dis hoe hulle geleer is, maar van 'n verhouding met die Here en 'n gehoorsaamheid aan sy woord was daar geen sprake nie. Die mense het tempel toe gekom, of tabernakel toe dan nou, en dit was so half so wat. Dit het niks aan hulle verander nie.
Hulle het hulle offers gebring, Hofni en Pinjas het die beste van die offers vir hulle self gevat, klomp reëls van die Here verbreek, gesê, ag man, van hierdie reëls van julle is regtig baie oudtyds, ons gaan nie hierby hou nie. En die krisis daarvan is dat mense begin dink, het God geen nie om oor hierdie reëls nie. Eenvoudige ou simpel goedjies, soos dat die priesters mag die vet van die diere wat geoffer is gekry het, maar eers nadat dit aan God geoffer is, en Hofni en Pinjas het gesê, nee, ons vat dit medium dan, ons vat dit voordat julle dit offer, en dat die mense naderhand begin dink het, maar God gee dan seker nie meer om nie. Maar die priesters kon nie durf, of het nie gedurf waag, om vir hierdie volk iets anders te sê as, julle is oulik, julle is okay nie. Want die volk het nie daarvan gehou nie. Daar was soveel ander afgode wat meegeding het, dat Hofni en Pinjas en Edi saam met hulle naderhand, het net probeer om asseblief die volk kalm te hou. Asseblief net nie hierdie ouens kwaad te maak nie. Want net nou gaan hulle na die Baal-tempel toe, en dan mis ons nog die medium dan vleis ook. Of wat hulle rede ook al was. Die feit van die saak is, die woord van die Here is nie na geluister nie. Dit is gehoor. Maar hulle het hulle doodgewoon nie daaraan gesteer nie. Sien, die tempel het 'n plek geword waar mense hulle gewetes kon sis het. Waar hulle gesê die offer moet gebring word. Die tempel was die plek waar die mense God se mond kom toehou het. Om te sê, Here, ek het darm. Maar moet nou nie verder met my karring nie. En die priesters het uit vrees vir dit wat hulle, of die aansien wat hulle wel nog onder die volk gehad het hulle doodgewoon ophou om te sê, so sê die Here, want die Here se woord was 'n moeilike woord, ons sal net nou nog meer daarvan sê. En hulle was so bang, die tempel word 'n ongewilde plek. Net nou kom die mense nie meer tempel toe nie. Net nou kom die mense nie meer as ons vir hulle sê, maar so sê die Here nie. Die krisis daarvan, broers en susters, is dat hulle kon met die tempel rondgehang het tot hulle blou is. Hulle sou nie die wil van God gehoor het nie. Sien, en dan kom die Here, en hy sê, ek het hierdie volk doodgewoon te lief om dit so te los. Maar wat maak mense in so 'n geval? Hoe sê mens vir iemand iets as hy of sy dit nie wil hoor nie? Hoe sê mens vir iemand iets as hy weet, dis die regte ding om te doen, maar hulle gaan hulle wip vir my? Hoe maak 'n mens? En die Here kom en hy praat met Eli daaroor, jy kan gaan teruglees in 1 Samuel, ek dink dan hoofstuk 2, en hy sê vir Eli, dis hoe die winkel werk, en Eli sê so, maar dit kan ek nie gaan vertel nie. Here, hierdie gaan moeilikheid maak. Hierdie wil die volk nie weet nie, en dan bly Eli liewer stil daaroor. Maar dan kom die Here, en dan soek hy vir Samuel op. Dan kom soek die Here na die tempelseun, die diensknegt daar in die tempel, die een wat die deure moet oopmaak, die een wat maar moet hardloop as Eli of nie, of Pinjas, een van die priesters, dan nou vir hom sê, hoorie, maak so. En dan sê die Here vir hom, Samuel, maar ek wil dan nou maar met jou praat. En dan gebeur dit anders. Want dan luister Samuel, dit begin as Samuel vir hom sê, Here, praat maar, u dienaar luister. Here, praat maar, want ek staan in die diens. Here, sê maar, want ek sal na u luister. En dan in 'n tempel met 'n hoëpriester en 2 ander priesters en waarskynlik nog 'n klomp ander tempelwerkers, kom die Here en hy kom kies die seentjie wat die deure moet oop en toemaak. Hy kom kies hom om 'n boodskap oor te dra. Omdat hierdie seentjie nie genoeg weet van die wêreld om te kan sê, maar sê nou hulle word kwaad nie. Sien, broers en susters, eintlik is ons vraag vandag, na al hierdie stemme wat ons rondom ons hoor, na wie se stem luister jy? Na wie se stem luister jy vandag, gister, môre, wanneer ook al? Want jy sien, baie mense hoor stemme, maar dit is nie God se stem nie. Hulle sê dit is God se stem.
O, verseker, dink jy Hofni en Pinjas het vir hierdie ouens gesê, gee my daai vleis, want ek wil God 'n bietjie kwaad maak? Of dink jy hulle het gesê, maar die Here sê mos? Jy sien, net soos in ons tyd het Eli waarskynlik 'n klomp stemme gehoor. Hy het die stemme gehoor van die mense rondom hom. Hy het die stemme gehoor van sy 2 seuns wat vir hom sê, pa moet toe net ophou om te karring. Hy het ook die stem van God gehoor, maar hy het God se stem misgehoor. En ek en jy ervaar presies hierdie selfe probleem. Ek en jy leef in 'n wêreld waar daar 'n klomp stemme is. Ons hoor die stemme van die nasies. Lank gelede het net die boere met mekaar gepraat. Maar deesdae hoor ons kort een of ander Engelsman en Amerikaner en partykeer selfs 'n Rus of 2 wat saam praat binne in ons sitkamers. Ons hoor al hierdie stemme van die nasies. Ons hoor die stemme van ons eie mense. Ons hoor die stemme van ons eie mense wat partykeer reg teenoor mekaar praat. Ons hoor die stemme van die politiek, ons hoor die stemme van die ekonomie, ons voel dit nogal half erg. Ons hoor die stemme van die wetenskap wat sê, ja, party goed wat julle glo is sommer net stories. En party Christene val daarvoor. Hier in ons ou landjie dink ek, hoor ons veral die stem van rasse aan mekaar. As jy net 'n voet durf verkeerd sit, dan kry jy dit vir jou. Ons hoor die stem van posisie en mag en aansien. Mense wat sê, maar ek sê, en ek sal, en ek het. En ek. Ons hoor die stemme van vals godsdienste. Baie en aan mekaar. Ons hoor die stemme van dwaalleraars. En dan natuurlik nog hierdie stemme waarvoor ek en jy kies. Ek en jy het mos 'n manier om te sê, ek hou nie van wat ek hier hoor nie, ek gaan hoor op 'n ander plek of tyd of. Ek wil gou vir julle lees wat sê 2 Timoteus 4 vers 1 tot 4. Daar staan, ek beveel jou voor God en voor Christus Jesus, wat die lewendes en die dooies sal oordeel. Ek beveel jou met die oog op sy koms en sy koningskap. Verkondig die woord. Hou daarmee voltydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Want daar sal 'n tyd kom, wanneer die mense die gesonde leer nie meer sal verdra nie. Hulle sal hulle eie begeertes volg, en vir hulle leermeesters bymekaar maak, wat net sal sê wat hulle graag wil hoor. Hulle sal die waarheid nie wil hoor nie, en hulle tot verdigsels wend. Broers en susters, dis vandag, dis nou. Die woord van God het dit gesê. Maar dit was ook waar in Eli se tyd was dit nie. Lank voordat Paulus dit aan Timoteus geskryf het, onder leiding van die Heilige Gees, was dit reeds ook so. Die mense wil nie hoor wat God sê nie, hulle wil hoor wat hulle wil hoor. En daarom hoor hulle nie meer God se stem nie. En al hierdie stemme wat ons in die wêreld hoor, praat verskriklik hard. Hierdie stemme maak of dring aan daarop om gehoor te word. Dit tik ons nie meer op die skouer en sê, hey, ek praat nie. Dit klap ons plat en sê, ek het mos gepraat. En daarom hoor ons baie keer net hierdie stemme. Daarom hoor ons baie keer nie meer vir God nie. Daarom vra ons baie keer nie meer, wat sê U Here nie. Want ons is so besig om na hierdie stemme te luister. Ons is so besig om almal wat asseblief iets wil sê bymekaar te maak en sê, praat maar. Dat ons nie meer sê, Here, maar wat sê U nie? En daarom hoor ons nie die Here nie. Daarom hoor ons nie meer die woord wat sê, maar ek sê vir jou. Daarom hoor ons nie meer 'n Christus wat sê, maar jy moet God lief hê met jou alles. En ander mense soos wat jy jouself het. Want jy sien, daar's 'n klomp ander stemme wat praat. Dit is ongelooflik dat ek en jy nie hoef te gaan soek vir die slegte nuus nie. Dit kom van self na ons, maar die goeie nuus moet ons baie keer 'n Bybel gaan uitgrawe onder 'n klomp ander goed. En ons onsself oopmaak en ons onsself lees, ons moet self kerk toe gaan. Maar hierdie slegte nuus kom net van self. Ons hoef nie te stoei om dit te hoor nie. Baie keer hoor ons dit self, sal druk ons vingers in ons ore. En dis die krisis van ons tyd. Ons luister na die verkeerde ouens. Maar, is ook waar, daar is ander mense wat God se stem hoor. Dank die Here daarvoor.
Miskien belangriker as dat daar nog steeds mense is wat God se stem hoor, is dit dat God nog steeds praat. Dat God nog steeds wil praat. Dat elke keer wanneer jy die woord van God oopmaak en opreg soek na sy stem, sal jy God se stem hoor. En dit sê ek op grond van God se beloftes. Hy wat nie lieg nie. God wil met jou praat. Hy wil vir jou sê, so behoort dit te wees. Ek dink die belangrike dinge wat ek hieroor moet sê, as ons na hierdie gedeelte kyk, dis dit belangrik om te sê, maar die stem van God kan gehoor word. Ons moet ons hore oopmaak. 'n tweede punt wat baie belangrik is waar word hierdie stem van God gehoor? Gaan lees weer hierdie gedeelte, dan sien jy hoe baie sterk maak die skrywer van wie Samuel dan ook al vir ons opgeteken het. Hy maak 'n baie sterk punt daarvan om te sê, hierdie ouens was binne in die tempel. Hierdie ouens was binne in die tempel en het stil geword om God se stem te kan hoor. Of dalk dan nou nie hierdie ouens nie, Eli was ook daar, maar hy het nie gehoor nie. Samuel was daar en hy het geluister. Broers en susters, God het dit so gekies. God het gekies om nie sy kerk iewers in een of ander bioskoopsaal te maak met 'n big screen en high definition en 'n klomp ander slimmeite nie. God het dit anders gekies. En ek het self 'n plan of twee daaroor, maar hierdie is God se plan en is God se kerk en daarom werk ons op God se manier. Die derde ding wat belangrik is wanneer God praat, kan dit getoets word. Enige iemand wat kom met hierdie stories en sê God het vir my gesê, maar dis lynreg teen die woord in, praat snerp. God lieg nie. God swaai nie om nadat hy gesê dis hoe ek dit wil hê nie. Hy bly daarby. En daarom wanneer jy ook al God se stem hoor, kan jy dan sy woord gaan toets. Maar dan moet jy bereid wees om te sê, Here, wat sê u woord? Dan moet jy bereid wees om hierdie woord te vat en te gaan soek na die antwoord. Want God wil hê jy moet die antwoord hê. God sou 'n boelie gewees het as hy vir ons sê, ek wil hê jy moet saam met my 'n pad loop. En hy sê, Here, hoe loop die pad? En hy sê, pay away, ek gaan nie vir jou sê nie. Wat se tipe God sou dit wees? Hy wil vir jou sê. Hy sê reeds vir jou in sy woord. Maar jy moet luister. Ons moet luister. Want God wil graag met jou praat. Grote klippe, God het jou lief. So lief dat sy seun aan die kruis gehang het. En nou sê hy vir jou, kom loop saam op my pad. En ek en jy moet net sê, Here, hoe loop hierdie pad? Kom vertel vir ons. Kom wys vir ons uit die woord uit. Die volgende punt wat baie belangrik is wanneer God gehoor word, moet hy gehoorsaam word, moet hierdie woord aanvaar word. Broers en susters, ons stap so baie keer uit kerke uit, of ons stap so baie keer van ons stilte tyd af weg, of ons huisgodsdiens, of die radio waar ons God se woord hoor, of waar jy ook al God se woord dan nou hoor. Ons stap so baie keer daarvan aan af weg en sê, dit was nou mooi. En dis die laaste daarvan. Eli het God gehoor praat. Maar Eli het niks daaraan gedoen nie. En daarom kom die Here met hierdie oordeel oor hom en sê, Eli, so kan die winkel nie werk nie. Jy kan nie self besluit wat jy vat en wat jy los nie. Eli, jy kan nie besluit dat die offer is vir jou goeie gedagte, want jy wen van die vleis. Maar as ek vir jou sê, sorg dat jou seuns in lyn kom, dan sê, nee Here, dis twee groot seuns daai, en nou klap hulle terug. Eli, jy besluit nie self nie, ek is God. As jy jou eie God wil wees, kyk of dit sal werk. En die antwoord is nee. Dit gaan nie werk nie. Ek en jy kies nie wat van God ons wil luister en wat nie. Ons luister na God. Want God het jou en my so lief dat hy vir ons die beste wil. Dan is daar twee dinge wat dalk nie so lekker is om te onthou nie. En dit leer hierdie gedeelte vir ons. Die stem van God het dikwels 'n oordeelswoord.
Broers en susters, as Eli mooi geluister het na wat God gesê het, as Eli presies geleef het soos wat God gesê het, dink jy God sou vir Samuel gaan wakker ruk het en gesê het, Samuel, gaan sê vir Eli, hier's woeste moeilikheid op pad? Dink julle hy sou? God moes met hierdie man praat, omdat hy wil sê, jy loop die verkeerde pad. God se oordeel is skrikwekkend. Kom ons kyk gou daar, wat staan daar in vers 11. Laat ek hom gou vir ons hierso kry. Hy sê, ek gaan 'n ding in Israel doen, wat elkeen wat daarvan hoor, se 2 ore sal het tyd. Anders vertaal, ek gaan iets doen, wat al hulle ore sal het tyd. Here probeer 'n punt maak, hy probeer sê, hierdie woord van my is skrikwekkend. Jy moenie dink dat wanneer die almagtige God met sondige mense praat, hy net vir hulle gaan vertel hoe oulik hulle is nie. Hy gaan hulle terugroep. Dit kan tog nie anders nie. Anders sal hulle mos nie terugkom nie. God se oordeel kom na duidelike waarskuwings. Ons kan aan Samuel 3 vers 12 ook lees. Die Here het gesê, ek het gewaarsku, ek het gesê dit gewees. Ons kan Samuel 2 gaan lees, hoe die Here met Eli eers mooi praat. Sê Eli, kom nou man. En Eli net doet gewoon niks daaraan doen nie. En dan kom die Here en dan sê, as ek dan mooi praat en jy hoor nie Eli, hoe moet ek maak? En dan, interessante ding wat ons nie moet mislees nie, die Here sê, alles wat ek oor sy familie gesê het, sal waar word. Onthou julle die beloftes wat die Here aan Eli gemaak het. Tot aan die einde van julle lewe sal jy en jou familie in die tempel diens doen. En toe Eli nie die game wil speel nie, toe moes die Here doodgewoon hulle lewe beëindig, sodat hierdie belofte waar bly. Tot aan die einde van hulle lewe het hulle tempeldiens gedoen. God het net besluit om hierdie bloedlyn te laat ophou. Om hierdie mense te stop. Want hulle wil nie hoor nie. Ek dink die volgende wat ons moet onthou is, die oordeel van God is altyd regverdig. Altyd regverdig. Ons maak mekaar partykeer bang met 'n God wat ons sal straf. God straf nie oor hy vandag met die verkeerde voet uit die bed uit geklim het nie. God straf omdat mense strafwaardig is. En omdat alle mense altyd strafwaardig is, het God sy seun gegee om hulle skuld te betaal en gesê dat elkeen wat hierdie seun vat, kan vrygespreek word. Maar om hierdie seun te vat, beteken om gehoorsaam te wees aan God. Beteken om wanneer ons hom hoor praat, te doen soos wat hy vra. So leer die woord van die Here ons tog. En dan net daar in vers 14 ook, God se oordeel is permanent en onherroepelik. Here kom en hy sê, dis soos dit is. Ek is God. En Eli was heeltemal reg toe hy gesê het, hy is God, laat hom doen soos hy wil. Maar God het jou en my so lief dat hy vir ons sê wat hy gaan doen. God het jou en my so lief dat hy vir ons 'n alternatiewe roete geskep het. Anders as wat die wêreld sal doen, is die alternatiewe roete die beter een en die goedkoper een. Goedkoop vir my, duur vir Christus. Die alternatiewe roete is 'n gesubsidieerde roete, want Christus het met sy bloed betaal, sodat my bloed nie hoef te betaal nie. Maar dan moet ek luister na wat hy sê. Dan moet ek my steer aan God se woord. En dan die laaste punt wat ek raak lees uit hierdie gedeelte, is die stem van God openbaar soms 'n boodskap wat pynlik is om oor te dra. Dis baie keer baie seer, my broers en my susters, om voor God se kinders te staan en vir hulle te sê, die Here sê julle loop verkeerd. Ek weet nie hoe dit was in die goeie ou dae nie, maar dis ons tye wat ek niks van weet nie. Maar dit het vir my gelyk asof jy as 'n predikant uit hierdie magsposisie uitpraat van ek is God se diensknegt, shut up en luister. Die game het 'n bietjie verander, nee. Dis mos nou deesdae, ek betaal jou, so shut up en luister.
Jy is nie meer God se diensknegt nie. Eendag vertel ek vir julle van 'n ou wat in my studeerkamer vir my kon vertel het hoe hy my salaris betaal, en as ek nie fyn trap nie, sal ek met my suspensie op straat sit. Want hy gaan sy R80 'n maand aan die kerk onttrek. Ek kan nie heeltemal daaroor praat nie, wat ek wil sê is, God se boodskap is pynlik, om voor mense te gaan staan en te sê, hoorie, maar God is nie tevrede nie. God hou nie daarvan, dat jy nie na sy woord luister nie. Is seer. Want dit maak jou ongewild. En kyk bietjie wat het hier so met klein Samuel gebeur. Hy staan, Samuel was bang gewees. Ja, vers 15. Hy was bang om hierdie boodskap oor te dra, want hy het geweet, dis nie 'n lekker boodskap nie. My broer en my suster, partykeer gaan God vir jou dinge sê wat nie lekker gaan wees om te sê nie. Maar dit gaan uit sy woord uitkom. En dis eintlik waar dit gaan, is dit nie? Partykeer is dit regtig waar 'n bang woord om oor te dra. Partykeer sit ek in my studeerkamer en ek dink, Here, maar hierdie mense wil nie hierdie storie hoor nie. Here, hoe kan nie van my vra om dit te gaan sê? En weet jy wat antwoord die Here dan uit sy woord uit? Want ek is God. En as hulle my opreg dien, dan wil hulle my woord hoor. En hierdie is my woord. En dan het ek 'n keuse om of te luister na God of nie te luister na God nie. En dan het jy 'n keuse om te luister na God of nie te luister na God nie. Jy sien, die wêreld is vol slim stemme, slim mense, magtige mense, en dit maak ons bang om te sê, maar so sê die Here. Maar daar's 'n ander saak, as ons lees dan vers 18, dan hou die getrouheid aan God se woord 'n voordeel in vir die wat gehoorsaam. Want is hierdie woord wat lei tot redding. Dis hierdie woord wat vir ons sê, maar ek is jou God en jy is myne. En dan gaan jy deur riviere. Die water sal jou nie skade doen nie, en dan gaan jy deur die vuur, sal dit jou nie skroei nie, want jou naam staan in my hand. Dis hierdie woord. Maar dis dieselfde woord wat vir jou sê, my kind, oppas vir droog maak, want dit gaan seer maak. Want my broer en my suster, God het ons lief. Aaron se boodskap was 'n boodskap van redding. Lees daar in Levitikus 10 vers 3. Job, hierdie hartseer verhaal van hierdie man wat so ly. Maar dit is 'n verhaal van redding, dit is 'n verhaal van verlossing, dit is 'n verhaal van 'n liefdevolle God, wat toe Job by sy voete gaan sit vir hom sê, kom ek tel jou op. Die verhaal van Dawid, wat big time droog maak. En dan sê Here, ek is so jammer. En dan sê die Here vir hom, ek vergewe jou, want ek het jou lief. Luister weer na my woord. Doen weer wat ek vra. Of soos Jesegiel, die verhaal van 'n God wat in 'n klomp droë bene lewe kom blaas. Nie oor dit oulike bene is nie, maar oor dit 'n ongelooflike God is. Of die verhaal van Jona, waar die Here sê, gaan bietjie Ninive toe, en dan sê Jona, nou huis. Daai ouens like ek nie. Ek gaan nie na hulle toe nie. Dan sê die Here vir hom, Jona, jy kan hierdie skip vat wat rigting verkeerde kant toe gaan. Ek sal jou Ninive toe vat, want dis waar jy moet wees. En as jy dan nie wil eerste klas ry op die regte skip nie, dan vat ek jou 6de klas binne in die pens van die vis. Dis nie sardientjies en wat hy ook al geëet het, maar gaan sal jy gaan, want ek is God. En dan is daar redding vir Ninive, want hulle luister na die woord wat hierdie uitgespoegde perd met die seegras, wat lyk soos of hy 'n rasta haarstyl het. Want 3 dae 'n vis is blykbaar nie 'n grap nie. Maar dan kom hierdie ou met 'n boodskap, en hierdie mense luister, en dan sê God, ek keer dit om, want ek is God, en julle luister na wat ek sê. Jy sien, broers en susters, daar's redding vir die wat luister.
Dis hoekom God wil hê ons moet luister. Wat luister nie omdat dit die woord is wat ons wou hoor nie, maar omdat dit God se woord is. Net nog een punt. Die boodskap van God moet in gehoorsaamheid gevolg word. Anders volg daar vernietiging en rampspoed. Vra vir Eli. Hy het hierdie boodskap van God gekry het en gehoor het, dis hoe dit moet wees, en sê Here, sorry, hierdie is nie eintlik my boodskap, hierdie is 'n bietjie ongemaklik. Ek hou nie van dit nie, Here. Kom ons los daai in liewer. En dan sê die Here, Samuel, Eli wou nie hoor nie, hoor jy nou maar. Gaan sê vir Eli, dis nou tyd. My broer en my suster, God het vir my 'n boodskap wat ek aan jou adres moet aflewer. En ek weet, daar's baie stemme wat vanoggend hierdie stem uit jou oor uit sal wil boelie. Maar God se boodskap aan jou vanoggend is, ek het jou lief. Maar ek wil hê jy moet na my luister, nie maar nie, en. Ek het jou lief en ek wil hê jy moet luister na my woord. Ek het jou lief en ek sal jou red en ek wil graag hê jy moet na my wil vra. Want ek is God en jy's my kind. En dit maak dat ek die sê in jou lewe het. Nie oor ek jou wil boelie nie oor ek 'n kindermishandelaar is nie, maar suiwer omdat ek weet wat vir jou die beste is. God wil ek het volgend vir jou sê, hy wil jou God wees. Hy wil so graag hê jy moet sy kind wees. Glo jy dat God nog met ons praat in ons tyd? Glo jy dat hy sy woord wil gebruik om dit te doen? Want jy het nie glo nie, raak ontslaaf aan sy woord. Maar as jy dit glo, kom ons luister na hierdie woord. Kom ons begin dit leef. Kom ons volg hierdie riglyne. Kom ons erken God se woord se gesag oor ons lewe. Eli het in die tempel gebly. Hy was 'n redelike getroue kerkganger. Maar hy het nie geluister na God se woord nie. Jy hoor vanoggend dat God sê, ek wil met jou besig wees. Ek wil so graag hê jy moet met my besig wees. Ek wil my woord en my wil aan jou gee. Luister daarna. Hoor dit. Glo dit. Doen dit. My broer en suster, die stemme gaan baie wees. Na wie se stem gaan jy luister? En dis 'n saak tussen jou en God. Samuel moes die boodskap oordra. Dis al. God wil gehad ek met hierdie boodskap vir jou gee. Ek het. Nou moet jy besluit wat jy daarmee gaan maak. Nou moet jy besluit na wie se stem jy gaan soek. Na wie se stem jy gaan luister. Wie se stem jy gaan gehoorsaam en wie se stem jy gaan leef. Mag die Here gee dat jy sy liefde sal ervaar wanneer jy sy stem hoor. Ook wanneer hierdie stem die moeilike dinge sê. Mag jy dan ervaar dat God moeilik is omdat dit in jou belang is. Pa sê ons baie keer, my kind, ek het nou jou suspensie klop. En jy moet weet, dit maak vir pa seerder as vir jou. Ek wonder nog baie keer oor daai ding, maar toe maar ek moet dit doen, sodat ek op die regte pad kan kry. Baie keer moet die Here vir ons 'n woord gee, wat nie gemaklik op ons ore kom lê nie, sodat ek en jy op die regte pad kan wees. God roep jou. Hy wil uit sy hart uit met jou besig wees. Na wie se stem gaan jy luister? Amen. Kom ons bid saam.
Here, u planne vir ons lewens is baie keer so ver bokant ons begrip. Maar omdat ons u ken, weet ons dat u in alles vir ons die beste weet en vir ons die beste wil. Ook baie keer teen ons eie begrip en verstaan in. Here, u weet alles. U weet hoe baie ons so totaal ongehoorsaam is aan u. Hoeveel keer ons met mense selfs die slagoffers maak van ons eie kleinserigheid. Net omdat ons in onsself vaskyk en nie in u nie. Here, vergewe ons dat ons so baie keer onbruikbaar is in u planne met ons. Net omdat ons nie hoor wat die planne is nie. Of baie keer omdat ons hoor, maar nie glo nie. Of baie keer omdat ons hoor en glo, maar nie doen nie. Dankie dat u ten spyte daarvan nog nooit opgehou het om met ons aan te hou nie. Daarom is ons gebed ook vanoggend, Here, hou aan met ons. Omdat u 'n God van liefde is. Ja, ons Vader, ons hoor u woord. En dan hoor ons in die woord dat ons dankbaarheid u bly maak. En daarom kom ons vanoggend en ons kom gee 'n dankoffer, Here, om 2 redes. Die een is om te sê dankie, Here, dat ons meer het as wat ons verdien. Dankie dat u ons liewer het as wat ons verdien. En dankie dat u nooit sal ophou om met ons aan te hou nie. En dan die tweede rede hoekom ons 'n dankoffer gee is om u te laat glimlag, Here. Omdat ons weet dit maak u bly. Neem dit wat ons bied, Here. En ons wil graag hê dat u bly sal wees daaroor. Want agter dit wat ons gee, lê ook ons harte. Dankie, Here. Amen. Baie keer as die groot honde aan die praat raak, dan maak ons die klein hondjies stil en sê, nee, wag, hey, hier is nou iemand anders wat praat. En daarom die een wat die grootste is in ons oë is die een na wie se stem ons eerste sal luister. Kom ons sê volgend met ons slotsang, Here, leer ons om in ons eie oë net so 'n bietjie kleiner te wees. Here, wees u die groot een in ons oë, in ons harte, sodat ons na u stem sal vra, sodat ons na u stem sal luister. Here, sodat ons u kan hoor. En as jy dit bedoel het wat jy nou gesing het, dan het ek vir jou 'n boodskap uit die hart van God. In die hande van die Here is julle veilig. Hy sal julle by 'n feesmaal laat aansit terwyl julle teestanders moet toe kyk. Hy sal julle ontvang soos eregaste. Julle sal oorlaai word met hartlikheid. Sy goedheid en sy liefde sal julle lewe lank by julle bly, en julle sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Amen.